Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Dinsdag, die 18de Augustus 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: Pa swaar gestraf wat sy 2-jarige seun vermoor met 'n skoenveter. Nog berigte: VSA dreig Oman met militêre optredes. Ergste koue van noorde van die land straks verby. Jonas Vingegaard se fietsryseisoen is verby weens 'n besering. Lloyd Harris wen Indiana Challenger tennis toernooi. Geen sielkundige voordeel vir die Springbokke teen die All Blacks nie. 'n 49-jarige pa van Noordwes is tot 25 jaar direkte tronkstraf gevonnis nadat hy sy 2-jarige seun vermoor het. Die man, Lucas Mamagati, het die kind op 4 Mei 2024 onder valse voorwendsels by sy ma weggeneem. Hy het aan die ma gesê hy wil tyd saam met sy seun deurbring. Volgens die staat het hy die kind egter aan 'n nabygeleë bosgebied geneem waar hy hom met 'n skoenveter verwrig het. Die hof het gehoor dat die pa by die toneel gebly het en toegekyk het tot die kind sy laaste asem uitgeblaas het. Mamagati is die volgende dag in hegtenis geneem. Hy het later skuldig gepleit en gesê hy was kwaad nadat die kind se ma hom meegedeel het dat hy nie die biologiese pa van hierdie kind was nie. Hy het beweer gevoelens van woede en haat het tot hierdie moord gelei. Die staat het egter aangevoer dat sy optrede uiters wreed was en dat sy skulderkenning nie noodwendig ware berou beteken het nie. Die hof het bevind dat Mamagati 'n gevaar vir die samelewing is en dat hy vir 'n lang tyd uit die samelewing verwyder moet word. Die Madueke Streekhof het hom uiteindelik tot 25 jaar gevangenisstraf gevonnis. Die nasionale vervolgingsgesag het die vonnis verwelkom en gesê dit beklemtoon die erns waarmee geweld teen kinders deur die howe hanteer behoort te word. Die Amerikaanse president Donald Trump het Oman met militêre optrede gedreig indien die Golfstraat volgens hom nie in die pad staan van die Amerikaanse pogings om 'n ooreenkoms met Iran oor die straat van Hormuz te bereik. Trump het die dreigement maandag in 'n onderhoud met Fox News bekend gemaak. Hy het gesê dat die Verenigde State Oman sal bombardeer indien die land inmeng met Amerikaanse pogings om die strategiese waterweg weer te heropen. Die spanning sentreer rondom die straat van Hormuz, een van die belangrikste skeepsroetes ter wêreld vir die vervoer van olie en vloeibare aardgasse. Iran en Oman voer intussen gesprekke oor toekomstige skeepsvaart deur hierdie seestraat. Trump het ook gesê Iran moet die wit vlag van oorgawe hys en dat hy aangedui het dat hy nie haastig is om die konflik met Iran te beëindig nie. Die dreigement is besonder opvallend omdat Oman 'n Amerikaanse vennoot in die Golfstreek is en al jare lank 'n belangrike rol speel as tussenganger tussen Iran en die Verenigde State. Die Pretoria Gespesialiseerde Handelsmisdaadhof het maandag 17 Augustus die voormalige prokureur en televisiepersoonlikheid Piet Viljoen se borgaansoek van die hand gewys. Die hof het bevind dat Viljoen 'n vlugrisiko is en daarom nie op borgtog vrygelaat behoort te word nie. Die landros Nika Setogwe het ook kommer uitgespreek oor Viljoen se verblyf en finansiële omstandighede hier in Suid-Afrika. Volgens die hof het hy nie 'n bevredigende vaste adres of voldoende bates in hierdie land nie. Viljoen staan tereg op meer as 400 aanklagte, waaronder bedrog, korrupsie, diefstal, vervalsing en ander verwante aanklagte. Die saak hou verband met beweringe oor onwettige verkoop van 46 eiendomme wat aan die Johannesburg Property Company behoort het. Die eiendomme het volgens die staat 'n straatwaarde van ongeveer 27 miljoen rand gehad. Die beweerde transaksies dateer uit 2010. Die staat het tydens die boraansoek ook verwys na ander bedrogsaaknommers wat tussen 2021 en 2023 geregistreer is. Viljoen bly dus in aanhouding terwyl sy strafsaak voortgaan. Sy regsverteenwoordigers is volgens hom besig om 'n appel teen die beslissing voor te berei. Die saak kom weer op 4 September 2026 voor. Die nasionale vervolgingsgesag het die hof se beslissing verwelkom. Viljoen is nog nie op die aanklagte skuldig bevind nie en die beweringe teen hom moet uiteindelik in die strafproses bewys kan word. Daar is tekens dat die ergste van die winterse koue in die noorde van Suid-Afrika moontlik verby is. Die afgelope week het 'n besonder sterk koue stelsel groot dele van die land getref. Het baie lae temperature, ryp en selfs sneeu in sommige gebiede. Gauteng het ook buitengewoon koue toestande beleef. Die jongste weerpatrone wys egter daarop dat koue fronte hierdie week hoofsaaklik suid van die land in beweeg, wat beteken dat die noordelike provinsies geleidelik warmer toestande kan begin ervaar. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens se seisonale vooruitsig vir winter en vroeë lente het boonop aangedui dat temperature oor groot dele van Suid-Afrika geneig is om bo normaal te wees. 1 mens is dood en 3 mense is beseer nadat 'n groot vragmotor maandagmiddag by 'n spoorweg teen 'n trein gebots het. Die ongeluk het naby Hotazel in die Noord-Kaap gebeur. Die vragmotor het voor die trein oor die spore probeer ry
Een persoon is oorlede, die treinbestuurder en vragmotorbestuurder is na die hospitaal geneem en 'n treinpassasier is op die toneel gehelp. Die polisie ondersoek die saak om uit te vind presies wat hier fout gegaan het. Die Suid-Afrikaanse sitrusboere kry dit makliker om vrugte na Indië uit te voer, al bly hoë belasting tussen 25% en 30% egter groot uitdaging om mededingend te wees. Hoewel sekere vrugte soos lemoene vrygestel is, sit produsente steeds hande in die hare oor swaar tariewe van tot 30% op ander sitrussoorte in die Verenigde State van Amerika. Hierdie heffing knou plaaslike boere se winste en dit maak dit moeilik vir Suid-Afrikaanse landbougemeenskappe om te groei, veral omdat mededingers uit ander lande beter voordele geniet. Volgens die All Black afrigter, Dave Rennie, glo hy dat sy span 'n gelyke kans van 50% het om die Springbokke in hulle komende reeks hierdie stryd aan te sê. Rennie glo dat die All Blacks geensins aan swak spanne of buiteperde beskou moet word nie, om die wêreldkampioen op hulle tuisveld aan te durf, verg egter 'n foutlose vertoning en uitsonderlike hoë intensiteit, het hy gesê. Hy het vroeër uitgewys dat 'n swaar toetsreeks in Suid-Afrika dikwels fisiek en geestelik selfstrawwer as 'n wêreldbeker eindstryd kan wees, vanweë die onverbiddelike aard van die wedstryde tussen hierdie twee rugbyreëse. Een van die grootste verrassings in toetskriket, Bangladesh het Australië in Darwin met 9 paadjies geklop. Dit is Bangladesh se eerste toetsjege ooit op Australiese bodem. Die Australië kon slegs 198 en 284 lopies aanteken, waarna Bangladesh die wenteiken van 57 lopies met net 1 paadjie verloor het. Die Australië sal nou dringend moet regmaak voor hy die tweede toets in Mackay gaan afskop. Suid-Afrika se Lloyd Harris het 'n uitstekende oorwinning in die FSA behaal. Harris het die Amerikaner Andre Illegan in die eindstryd van die Indiana Hardcore Championship in Brownsburg met 6-2 en 7-6 verslaan. Die tweede stel moes deur 'n tiebreak beslis word, wat Harris met 8-6 gewen het. Dit is nog 'n belangrike challenge titel vir hierdie Suid-Afrikaner. Johannes Vingegaard se 2026 fietsryseisoen is tans verby. Die Deense tweemalige Tour de France kampioen herstel steeds van 'n sleutelbeen wat hy tydens die Tour de France gebreek het. Vingegaard het afhanklik gehoop om later van die jaar weer te jaag, maar sy herstel het egter langer geneem as wat hy verwag het. Hy sal gevolglik ook die wêreldkampioenskap in Montreal misloop. Dis 'n groot teleurstelling vir Vingegaard, want hy het vanjaar reeds die Giro d'Italia, Paris-Nice en Volta a Catalunya gewen. Hy fokus nou op volle herstel en sterk terugkeer in 2027. Rassie Erasmus glo daar is geen sielkundige voordeel vir die Springbokke, omdat hulle Saterdag op 'n tuisbodem teen die All Blacks speel nie. Hoewel die Bokke die ondersteuning van die Suid-Afrikaanse publiek sal hê, waarsku Erasmus dat die spelers nie op enige sogenaamde tuisvoordeel kan staatmaak nie. Die All Blacks het reeds tydens hulle toer gewys dat hulle gevaarlike span is, nadat hulle die Bulls in Pretoria gewen het. Die eerste toets van die 4 wedstryde vind Saterdag by Ellis Park in Johannesburg plaas. Dit beloof om 'n enorme stryd tussen hierdie twee wêreldrugby se grootste teenstanders te wees. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so. Messina 1428, Polokwane 1126, Lephalale 1230, Mbombela 1126, Mahikeng 1129, Pretoria 1428, Johannesburg 1225, Ermelo 825, Kalahari 1430, Gaborone 1429, Richards Bay 1422, Pietermaritzburg 1325, Durban 1624, Port St Johns 1621, Pongola 1428, Maputo 1728, Bethlehem 825, Bloemfontein 1025, Allewal Noord 1025, Welkom 1125, Vryburg 1028, Kimberley 1327, Appington 1430, Prieska 1329, Springbok 1029, Karasburg 1431, Keetmanshoop 1630, Mariental 1231, Alexanderbaai 1022, Brandvlei 1127, Loedersbaai 1734, Vredendal 1027, Kaapstad 1218, Sutherland 820, George 1217, Jeffreys Bay 1119, Gebarra 1020, Grafreinet 818, Kapogalas 1017, De Aar 1126, Molteno 922, Beaufort Wes 1121, Oos-London 1220, Mabalane 15 grade in die oggend, 30 grade Celsius in die namiddag. Ons verkorte weerberig vir die dag. Gauteng fyn en warm, Mpumalanga ook fyn en warm,
Noordwes, fyn en warm, Vrystaat koel in die oggend, tot warm in die namiddag. Noord-Kaap, fyn en koel tot warm. Die Wes-Kaap, koel bewolk, met ligte reën is moontlik. Die Oos-Kaap, koel met wolke, en ligte reën is ook daar moontlik. KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk, koel tot warm, en reën is moontlik. Kortliks, die meeste dele bly fyn en warm, met koeler en natter weer, langs die suid en die ooskus. Ons markaanwyser vir die dag lyk so. Die rand verhandel teen R16.18 teenoor die Amerikaanse dollar, 'n pond verhandel teen R21.94. Die euro kos R18.76. Die Australiese dollar kos R11.52. 'n yen kos 10 sent. Die prys van platinum is $1,789. Palladium se prys is $1,333. Die prys van goud per fyn ons is $4,417. Silwer se prys is $66.19. Die prys van Brent olie per vat is $88.55. Gedagte vir die dag: moenie wag vir 'n perfekte dag nie, maak vandag 'n goeie dag. Met hierdie geleenthede wat jy het, begin hierdie Dinsdag met 'n positiewe hart, doen wat jy kan en vertrou dat elke klein tree vorentoe jou nader aan jou doel sal bring. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag word vir almal toegewens.